Ons lewe is vol van gawes wat maklik vanselfsprekend raak. Die asem in ons longe, die mense om ons, die kleure van die seisoen, is alles tekens van God se goedheid. Tog sien ons dit nie altyd raak nie. Helen Keller was 'n Amerikaanse outeur en onderwyseres wat doof en blind was van kleins af. En ten spyte daarvan dat sy op 2-jarige ouderdom haar sig en haar gehoor verloor het, het sy voortgegaan om wonderlike dinge te doen met die hulp van die mense rondom haar, soos haar onderwyseres Annie Sullivan. Maar met die besef van haar verlies en die waarde van die dinge wat baie van ons as vanselfsprekend aanvaar, het Helen eens gesê: gebruik jou sintuie asof jy môre met blindheid geslaan sou word. In haar verbeelding het sy 3 dae van sig dan gebruik om te kyk na die dinge wat vir haar die diepste betekenis gehad het. Sy het gesê as sy 3 dae kon sien en hoor, sou sy op die eerste dag kyk na die mense wat haar liefhet, haar vriende en die gesigte van die mense wie se goedheid haar lewe die moeite werd gemaak het. Sy wou lank in hulle oë kyk en elke uitdrukking in haar hart bære. Dan op die tweede dag wou sy kyk na die wêreld van mense se skepings, die kunste, boeke, die geskiedenis, alles wat wys hoe die mense gees en verstand gegroei het en uitdrukking gevind het. En op die derde dag wou sy die kleure van die natuur en die gesigte van gewone mense in die strate sien, om iets te verstaan van die eenvoudige alledaagse skoonheid van die lewe self. Sy wou sien hoe mense werk en lag en hastig verbyhardloop, en daarin die ritme van die menslike bestaan raak sien en onthou. Vir Helen was dit nie net 'n droom nie, maar 'n boodskap, om elke dag te sien as 'n wonder, en elke mens en elke oomblik as 'n gawe uit God se hand. Wat vir ons alledaags is, wat so baie van ons baie keer mis, was vir haar 'n kosbare geskenk. Dit is juis hierdie ingesteldheid om te sien en dankbaar te wees, wat die Bybel bedoel met die oes van geloof in Galasiërs 6. Verse 8 en 9 lees: wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel tot eer van God. Die Here roep ons om met dankbaarheid te leef, om te sien hoe hy ons lewens vul met seën en geleenthede om te getuig. Elke daad van liefde, elke gebed, elke woord van hoop wat jy deel, is getuienis, is 'n saad wat jy saai op die akker van die Gees. Soos Helen wou sien, word ons genooi om weer met geloofsoë te kyk, om God se lig te sien in die gewone en om sy liefde sigbaar te maak vir ander. Dit is getuienis. Om te leef as mense wat weet dat elke dag, elke oes, elke asem 'n geskenk is van God. Mag jy elke oomblik so leef. Here, maak ons oë oop om u seëninge te sien, ons harte vol van dankbaarheid en ons lewens 'n getuienis van u liefde. Help ons om dit te deel met elkeen wat dit nodig het. Help dat ons hulle sal raak sien met die oë en sal hoor met die ore wat u vir ons gee. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en ek hoop, glo en vertrou dat jy anders na die lewe sal kyk deur God se oë. Tot volgende keer. Totsiens.